Goeiedag agterkykers, ons is bly dat u weer eens by ons inskakel en saam kyk na hierdie besondere uitgawe van ons program hierso Dinamies. 'n Dinamiese opname maak waar ons praat oor die ervarings van ander persone in hulle Christelike lewe. Nou vandag het ons hierso vir Dominee Christo Heyberg. Baie welkom Dominee. Baie dankie. Welkom hierso. Nou, Dominee Heyberg het 'n baie interessante geskiedenis. Ek dink sy grootste claim to fame, soos hulle sê, is dat hy het hierdie boek geskrywe. Dit is Fatal Invitation, Meeting the Challenge of Islamic Dawah. En hy het onder 'n skuilnaam geskryf, Gottfried Graziani. Nou, in ons tweede opname gaan hy hieroor praat, dit handel oor die Islam, hulle uitbreiding en hoe ons hulle kan benader. Maar Dominee Heyberg het 'n baie interessante geskiedenis. Hy is gelegitimeer in 1988 as NG Dominee. Ek dink dit was in Transvaal gewees. Waar was hy gelegitimeer? Watter gemeente? Pretoria. En ek dink die seremonie het plaasgevind in die NG Kerk Universiteitsoord. Universiteitsoord. OK, veels geluk. Nou toe was hy vir 12 jaar lank 'n dominee in daardie area en daarna is hy na Kanada toe. En daar is hy eintlik vir ons 'n evangelis wat hy werk daar. Hy werk vir die Reformed watter gemeente, watter genootskap, Ja. Presbyterian. Ek is van die PCA, the Presbyterian Church in Canada, Ja. en ek is beide 'n associate pastor, Ja. wat met al my gemeentelike verantwoordelikhede, Ja. prediking, pastorale werk ensovoorts, vir 50%, en die ander helfte is ek dan sendeling wat na Afrika kom, om Afrika leiers op te lei en toe te rus. Ja, pragtig. En jy was nou al die afgelope 2-3 weke hier gewees in die land. Ja. By watter gemeentes het jy almal aanbiedinge gemaak oor die moslim geloof ensovoorts? Ek was by NG kerke, by gereformeerde kerke, baptiste kerke, by die Adventiste kerk hier in die Kaap, en ja, dis min of meer in Reach, the Reformed Evangelical Anglican Church, 2 van hulle gemeentes, 3 van hulle gemeentes actually, ja. Pragtig. En ek is nog nie klaar nie, ek het nog 'n paar om te doen. Wonderlik, wonderlik. Nou, Dominee Heyberg is 'n baie interessante persoon. Hy was in die land van 1988 tot net so na die 2001 is hy oor na Kanada. En hy was by Pretoria Universiteit 'n paar jaar voor Ferdy Mulder. En Ferdy Mulder is die persoon wat ook opgestaan het teen die dwaalleringe in die NG Kerk. Nou, Dominee Heyberg het ook 'n pad gestap waar hy ook besorgdhede gehad het. En ons gaan vandag meer praat oor daardie tydperk van hom en die NG Kerk. Nou, baie interessant, hy het vir my gebring so 'n hele leer van koerant uitklipsels van daardie tyd, soos ons opname hier is eintlik van geskiedkundige waarde, wat het daai tyd gebeur ensovoorts, en die omwenteling in die NG Kerk gaan nou nog steeds voort op 'n baie groter manier. Ons praat met 'n hele paar NG dominees wat ons al opnames mee gemaak het, ons maak nog met 'n hele paar meer, maar was my fascinerend party van die berigte, koerantberigte en kerkbode berigte wat jy saamgebring het daar. So ek noem net hier so 'n paar van die opskrifte. Hier was een brief aan die kerkbode deur Pieter Hurter, dis in 1996, en sy opskrif is Professore manoeuvreer NG Kerk in dilemma in. Die dwaalleringe gebeur baie by die professore. Dan sê een van Dominee David Malang ook 'n brief. Gees van ongeloof bring die NG Kerk by 'n kruispunt. En dan is er weer professor Andri du Toit, en sy opskrif is dink genuanceerd oor die Bybel. Nou, dit is my altyd 'n gevaar. Dink, ja, jy moet die perspektiewe verstaan, maar dink genuanceerd, as geneig om so genuanceerd te dink, hulle dink hulle heeltemal uit die Bybel uitdaag. Dan sê so nog een in die kerkpad van November 2000, is die NG Kerk nog die NG Kerk? En hier is dit waar die kerkraad van Memel
praat daar. En dan is hier so 'n eensame stem, die standpunt van dominee Martin Blignout van Stellenbosch, waar hy skryf oor Bybel en sy gesag. Hy was 'n baie behoudende persoon. En dan is hier so in die kerkbode ook 'n skrywe, en dit sê dat mense smag na kerk se leiding. Dis nou wat die professor Potgieter, die destydse moderator, gesê het. En dan sê een, en dit was die tydperk van professor Sakkie Spangenberg, en waar hy sê, NG Kerk moet weer dink oor Bybel as woord van God. Daar was 'n groot gedoente gewees, né? En dan die uitdagings van die NG Kerk. OK, genoeg vir my gesê. Vertel my nou 'n bietjie van jou ervaring en ondervindinge. Miskien moet ek 'n bietjie agtergrond gee. Asseblief, dit is noodsaaklik. Ja, ek het groot geword in Pietersburg. Dit is baie interessant, ek is gebore 100 jaar na my grootoupa grootjie wat uit Duitsland gekom het as sendeling, Lutherse sendeling, vanuit Pruise, van die Berlynse sendinggenootskap, presies 100 jaar na hom gebore. Dus die sending loop in jou bloed in? Ja, ek het 3 sendelinge in my voorgeslagte, en almal uit Duitsland, en dan 100 jaar na hom is ek getroud, en 100 jaar na hom gelegitimeer, so presies, en ek was baie bly toe ek 2019 oorleef, want hy is in 1919 oorlede. Maar in elk geval, my naam is Christo, en het kom van Christoph Sonntag, hy was 'n sendeling daar in die Noord-Transvaal. Maar in elk geval, ek het daar groot geword in Pietersburg, waar my pa baie jare by die Universiteit van die Noorde was, en ons het daar gewoon, ek het daar my hele skoolloopbaan gedoen, en ja, baie gelukkige kinderjare gehad. Baie kortliks, 1977 het my moeder tot bekering gekom, en dit het 'n groot impak gehad. Nie net op my nie, maar op ons huisgesin. Ek kon die verandering in haar lewe sien, en ek kan onthou in 1979 sit ek in die boekhouklas, en 'n klomp van ons jong mense in die klas het op 'n kamp gegaan, daar in Lwobo, en is so deur die Here geraak, dat hulle lewens totaal verander het. My wêreld. En 'n vriendin reg langs my, Adrie, sy vertel toe daarvan, en hoe dit hulle hele lewens verander het daardeur. Maar baie kort daarna was daar eintlik 'n bietjie van 'n konsternasie, want die dominee, die plaaslike dominee, het nie daarvan gehou nie, dat hierdie jong mense praat van bekering, en wedergeboorte, en sovoorts. En dit het my bygebly, want ek was toe nog heeltemal, jy weet, sal ek maar sê, kerklidmaat, maar ongered. Ek het nie die Here geken nie. En dit het my bygebly, daai gesprek, en hoe daar gereageer is daarop. Later sou daai dominee een van die voorlopers word om te sê, maar my kind is homoseksueel, en daarom moet ons verander. Dieselfde dominee, wat eintlik heeltemal, jy weet, nie gereed was om te glo dat verbondskinders tot geloof hoef te kom nie. Hulle is nou maar reg, hulle is in die kerk. Dit wys jou maar net hoe dinge geloop het. So in 1980 het 'n sendeling van die AEB, en my ouers het vir ons die Bybel gelees elke dag. Baie mooi kinderjare gehad. Maar tog het ek nooit die evangelie regtig gehoor of verstaan nie. En toe in 1980 het 'n AEB evangelis met my gesels, het ek vir die eerste keer besef waarom Jesus na die wêreld gekom het. En toe in 1982 het die Here my uit genade my oë geopen en my lewe op 'n totaal nuwe koers geplaas. En ek kan onthou die geweldige verandering, veral dat ek besef gehad het van my eie sonde, maar ook die Bybel begin lees het. So honger na die woord. Ek het hoofstukke en hoofstukke elke dag gelees. En dit het my hele lewe verander. So, en ek was daar vir 'n kort rukkie by 'n charismatiese kerk, maar toe later weer my weg teruggevind na die NG Kerk. My moeder se cousin, neef, is Martin Holt, bekende predikant. En Martin was 'n soort van 'n mentor daai tyd gewees. Ja, my moeder en Martin was baie lief vir mekaar, en ek het baie onder sy prediking ook gaan sit. Maar in elk geval, so het dit toe gekom dat ek was daai tyd in die weermag, of laat ek lees, die polisie het weermag oukies getrek, dan om 2 jaar polisie toe te gaan. Ja. En sodoende was ek in Pretoria en kon ek buitemuur studeer. Ek het eers gestudeer met ekonomie en staatsleer en daai vakke, en
Dit was waar my belangstelling was, internasionale politiek en so aan, en toe het ek later gevoel, die begeerte om die woord te verkondig. Ek het nog daai tyd gaan praat met 'n predikant, Dominee Nikkie Grobler, ek weet nie of jy die naam onthou nie, in Arcadia gemeente en so aan. En toe het ek 'n bietjie van my vakke verander en as ek toegelaat om BA admissie te studeer en later aan. Dit het ek buite die muurs gedoen. Die dag was ek in die polisie en dan in die aande het ek klas geloop. En toe het ek BD begin in 1986 by IP. So ja, dit is kortliks my verhaal en my vader is in Desember laas jaar oorlede op amper 95 en my moeder baie verswak, is nog hier en 'n blymoedige toegewyde Christen daar in Pretoria. En ek dank die Here vir sy goedheid en genade in ons lewens en in my lewe in besonder, ten spyte van myself, sy groot genade, ja, ek eer hom en prys sy naam. Dit is nou baie interessant, dit is my altyd so interessant hoe die Heilige Gees met jong mense werk en hulle harte werk, laat hulle georiënteer word na die woord en na die skrif en na bekering en dit is 'n ommekeer, dit is 'n ander rigting en dat jy dit in jou ma se lewe kon werklik opmerk dat dit is baie interessant. Ja, en daarna gedurende my studies by UP ontmoet ek toe hierdie jong meisie, Margherita Raimondi van Italiaanse pa en was dadelik verlief op haar, maar sy wil nie veel weet nie. Maar ons was binne 'n jaar getroud. So, want ek het haar ma agter my gehad, want sy het vurig gebid dat haar dogter 'n goeie man sou kry. En so ja, ons het 'n wonderlike huwelik, 4 kinders en 3 kleinkinders en baie geseën deur die Here. En jy weet, ek gaan 2 keer 'n jaar vir 'n maand weg. Maar Margherita is volledig agter my en ons is bereid om dit deur te gaan vir die Here se koninkryk, né? En ons is baie dankbaar. Ja, dis nou maar my storie. So moet ek terugkom na die studentejare. Ja, vertel ons daarvan op die kweekskool ensovoorts wat jy enigstens alles vir goed moets opgeëet of was daar kwessies gewees by die kweekskole soos wat Ferdi Mulder daaronder vind het of nie of wat? Ja, ek dink ek wil jy praat van genuanceerd die Bybel lees. Ek wil ook genuanceerd na my eie lewe kyk. En jy weet, in daai jare wil ek 2 dinge sê. Nommer 1, ons het tot geloof gekom en was baie toegewyd en ywerig en geïnspireer deur die helde van die verlede, die boeke wat ons gelees het. Dit het ons in 'n mate idealisties gemaak dat jy dink jy kan op die kort termyn groot dinge vermag. Nou ja, dit is seker tipies van jong mense. En dat jy ook 'n bietjie oormoedig is, jy weet, en so aan. So ek kyk nie terug na daai dae en dink alles was volmaak of goed, nee, wat ek al nie. En aan die ander kant was daar ook geen mentors nie. Die NG Kerk was 'n kerk waaraan almal maar hulle leiers gevolg het altyd. So hier is 'n klomp jong manne wat toenemend probleme bevind met sommige van die dosente. Maar daar's niemand na wie ons kan opkyk en raad vra regtig nie. 'n Paar het daarin probeer raad gee. Ja, so maar so dit wil ek daarom net bynoem en dit was, ek wil nie te groot woorde noem nie, maar dit was vir my ook 'n traumatiese tyd. Dit was nie 'n tyd waarna ek terugkyk met genoegdoening nie. Maar as ek vandag hier sit, dan weet ek ons kon weinig anders doen in lig van wat ons gehoor het in die klas. As ons getrou sou wees teenoor die Here, moes ons iets doen, ons moes opstaan. En ek dink wat die professore daai tyd nie meer rekening gehou het nie, is dat 'n jong mens wat tot bekering gekom het 'n gewete. Ja. En jy moet in die aand jou kop op die kussing lê. Ja. Ja. En jy kan maar nie ja en amen op alles sê nie. Nee. En so ek dink hulle het nie genoegsaam daarmee rekening gehou nie. Maar in elk geval as ek kyk na my jare of ek kyk na die ontwikkeling in die NG Kerk of die wegbeweeg van die skrif oor die jare, dan kan ek 3 fases onderskei
En dis nou nie wetenskaplik ondersoek nie. Dit is nou maar net my anekdotiese waarneming. Die eerste fase was in ons tyd. En dit is die fase van die ondermyning van die skrifgesag. Dit was eintlik wat daar gebeur het. En 'n geweldige beklemtoning van 'n nuwe hermeneutiek, 'n nuwe benadering tot die skrif. En dit was dan in daai laat 80er jare. Dan by die draai van die eeu, die tyd van Verdiehulle, kom daar 'n openlike aanval op kernwaarhede van die skrif, die opstanding, die maagdelike geboorte. Daai soort van dinge word dan openlik aangeval. Ek kan onthou, ek het 'n boek in my hande gehad van professor van Aarde, Fatherless in Galilee. Ja, sure. Is godslasterlik, om dit nou maar eenvoudig te stel. Ja. Daai boek het my geskit in my eie geloof. En dis 'n hele ander storie. Hy het nog 'n prys gekry vir daardie boek. Dit of wat ook al, dit is 'n verskriklike ding daardie gewees. Ja, eendag ek lank met professor Heinz gaan gesels in die huis waar hy tragies vermoor is, en hy vra toe van my by die kar, weet julle manne wat julle doen aan ons dosente? En my vraag aan hom was, maar weet die dosente wat hulle doen aan die geloof van die studente? Ek kan vir u sê, daai boek van Aarde het my amper uit die geloof. Dit is tragies, so baie keer is dit waar, jy gaan om teologie te studeer, en dan word die tokkelokke se geloof geskit, en party word uit die geloof uitgeskit, en dit is die mees tragiese stories wat daar kan wees. Ja, en jy weet, ek is nog, dank die Here, sterker as ooit in my geloof. Ek het deur 'n krisis gegaan van 6 maande, en toe is dit verby, maar baie van die diskussies van daai tyd, ek het nie sogenaamd wetenskaplike antwoorde gehad nie, maar ek het 'n intuïsie gehad, dat hulle is besig met nonsens. En vandag weet ek dit vir 'n feit, dit was nonsens. Dit was nie goed eers gefundeerd, wetenskaplik nie, so, maar in elk geval. So dit was eers die fase van die ondermyning van die skrifgesag, dan die aanval op die kernwaarhede van ons, jy kan maar sê van die credo, né? En dan die laaste fase, lyk my hier van 2005, ek hoor nog maar van ander en van die onderhoude wat u gevoer het, kom dan die omkeer van die, noem dit, Christelike of Bybelse etiek. Die morele waardes van die skrif word dan omgekeer. So dit is vir my die 3 groot fases, en dit is regtig tragies wat met die NG Kerk gebeur het. Ek dank die Here vir 'n erfdeel, 'n oorblyfsel wat nog daar is, en vas staan, en mag hy sy kinders bewaar, en mag hulle aan hom getrou wees. Want wie ook al vir die Here is, moet teen die leuen wees. Dis 'n keuse wat jy moet neem. So ek kan maar sê, in ons tyd was dit die subtiele ondermyning van die skrifopenbaring. Die skrif is gerelativeer op baie maniere. Byvoorbeeld die eenheid van die skrifopenbaring is aanhoudend deur sommige professore gerelativeer. Ek onthou 'n dagstukkie van 'n professor by wie ek nie self klas gekry het nie, maar wat baie populêr was in daai tyd. Ou Testament. Wys hy uit die Ou Testament hoe dat in die een plek sê dat God het Dawid beweeg om die volk te tel, en in die ander plek die duiwel het Dawid versoek om die volk te tel. En dan gebruik hy dit om te sê, sien, daar is verskillende teologieë in die Bybel, en dit is moontlik om botsende standpunte te hê. Nou, ja, ek wil liewers nie te veel daaroor sê nie, maar daai soort van besig wees met die Bybel, en dat daar verskillende teologie is in die Ou Testament, die wysheidsteologie, wat heeltemal, jy weet, staan teenoor die teologie van Deuteronomium, of so aan, né? En dit dan regverdig binne in die kerk, die ruimhuis, en dan kan jy maar enige standpunt binne die kerk inbring. So dit was 'n baie gesofistikeerde en doelbewuste metode om die huis ruimer te maak vir wie ook al en wat ook al. Met tragiese gevolge, nee, met tragiese gevolge. Ja, en al daai goeters het eenvoudige antwoorde. Ja.
terloops. Nou, 'n plaas die eenvoudige antwoorde gebruik om die geloof te versterk. Ja. Perspektiewe uit te wys wat mekaar ondersteun. Nee, maar, nou bring uit dat die botsing en daar sit die student met hierdie botsing, die Bybel is teenstrydig en hy's nie korrek nie, al die dinge. Maar daar's iets wat in Suid-Afrika 'n probleem is al die jare al van miskien die ou tyd. En dit is dat ons is geïsoleerd van die res van die wêreld. En veral nadat ek meer in Europa gekom het en ook in Noord-Amerika. Daar is baie goeie teoloë en baie goed gegronde standpunte wat al hierdie dinge weer lê, maar ons is nie daaraan blootgestel nie. Miskien was dit bewuslik gedoen. Miskien het die mense net nie geweet nie. En met ander woorde, daar's nie 'n klankbord nie. Hierdie ouens het weggekom met moord, so te sê. En dit is een van die hartseer gevolge van die isolasie van Suid-Afrika. En op een of ander manier volg ons alles van ver, wat ons nie moet volg nie. Ja. Maar die goeie hoor ons nie van nie. In 'n geval, die messiaanse karakter van die Ou Testament heeltemal ontken. My professor in die Ou Testament het daaroor grappe gemaak. Psalm 2, Psalm 110, Jesaja 53. Sodat ek in die klas op 'n stadium gesê het, maar professor, hoe kan u jouself 'n Christen noem? Ja. En toe sê hy ontstel, toe sê ek, want 'n Christen is iemand wat glo dat Jesus die Messias is. Dis waar die woord Christus vandaan kom. Maar u glo nie in die konsep van 'n Messias nie. Ja. So u kan eintlik nie sê jy's 'n Christen nie. Ja. In 'n geval. En weet jy in die manier hoe dit gedoen het, byvoorbeeld hulle die Septuagint heeltemal afgeskiet en ondermyn. Maar vandag weet ons dat die Masoretiese teks het na die tyd van Jesus en Paulus gekom. En dit is eintlik die teks wat hulle moes uitwys, wat verander is in 'n reaksie op die openbaring van God in Jesus Christus. Nee. Die Jode self het gedink die Septuagint was 'n wonderwerk, maar ewe skielik na Jesus is dit nie meer goed nie. Nee? So baie dinge. En baie van die argumente, byvoorbeeld as dit gaan oor die messiaanse karakter van die Ou Testament, die Jode het dit erken deur al die eeue, tot ewe skielik Jesus op die toneel kom en Paulus, toe haal hulle dit uit die Haftara. Die Haftara was die lesings uit beide die wet en die profete. Toe word dit uitgesny, soos 'n chirurg, klinies, voor en na. Met ander woorde, 'n groot deel van die ortodokse Joodse geloof is nie 'n kontinuïteit van die Ou Testament nie. Dit is 'n nuwe godsdiens wat eintlik reageer teen die Christendom. Wat Islam ook is terloops. So, jy weet, baie van die dinge, en die arme studente, wat weet hulle? So dis maklik om hulle geloof te ondergrawe. Die bonatuurlike is wegverklaar, die duiwel selfs, daar was die bekende professor Jimmy Lauder, wat so in die pers oor die duiwel gespot het. Jy weet, in die voorspellingskarakter, ek dink van Daniël, die boek van Daniël is heeltemal wegverklaar. Nee, Daniël leef na, of laat ek sê, dit word so verklaar dat uiteindelik die dinge geskryf nadat dit alles gebeur het. En so kan 'n mens aangaan. Jy weet, die aartsvaders, daar was miskien 'n kernwaarheid, maar daar's allerlei mites rondom dit geweef, en waarmee ons dit doen het, Abraham, Isak en Jakob, is eintlik maar mites. En so aan. Dit was in ons tyd. En dan was daar vreemde vrae gevra, dogmatiese vrae. Is God manlik? Is hy regtig Vader? Moet Jesus regtig die Seun wees? Nou, ek kan dink wat dit in studente doen, né? Natuurlik is jou geloof. Natuurlik is God nie seksueel manlik nie. Maar waarom vra professore sulke vrae? Hoekom het hulle dit gedoen? Hulle het op ons geëksperimenteer. Ons was die proefkonyne. Hulle het al hierdie idees gehad wat hulle van elders afgebring het, en hulle wou kyk hoe ver hulle daarmee kon. Dit was nie almal nie terloops. Daar was die wat nog wou vasstaan. In daai tyd, watter was die behoudende professore gewees? Ja, ek wil eintlik my weerhou van name noem, maar ek kan onthou, daar was behoudendes. Ek dink aan professor Flip van der Walt, professor Karel Boshoff. Professor Heinz was in baie opsigte nog behoudend. Daar was 'n paar vraagtekens, maar grootliks. Ek onthou professor Pieter Potgieter van Bloemfontein,
was behoudend. Daar was heel wat en die probleem het veral gekom in die Ou en Nuwe Testament en so 'n bietjie in die sendingwetenskap. Dit is ook die tyd wanneer hulle begin eksperimenteer met grenslose ekumene. Ja. En weer eens, ek glo ons moet werklik die eenheid van die kerk soek in die lig van Efesiërs 3, die laaste klomp verse, om saam met al die heiliges die hoogte en die diepte en die breedte en die lengte van die liefde van Christus te begryp. En dit is nie net gereformeerdes nie terloops, of 'n klein groepie, wie ook al nie. Maar dan word daar in daardie tyd eintlik alles oorboord gegooi op 'n manier. Jou basiese Bybelse beginsels, jy moet daarby vashou, jy moet so ekumenies raak, dat wat jy glo is daarmee heen nie, om op te offer, om in te pas nie. Ja, so, jy weet, en ek dink wat 'n groot rol gespeel het, was die albatros van apartheid. Die teoloë is heeltemal gefikseer om van hierdie albatros weg te raak, en die teologiese vorming van hulle studente is 'n sekondêre saak. En met ander woorde, in daardie woelige tyd en baie moeilike tyd polities, is die groot saak eenheid en om saam te staan, en daarom is dit ook dan nou die begronding en die verdediging van gebed met ander godsdienste, wat net so revolusionêr is. Wat beteken dit? Om saam met ander godsdienste op 'n verhoog te gaan en te gaan bid. En dit het mense probeer verduidelik, soos professor Heinz en ander. Al daai dinge het gebeur. En daar kry jy ook in daai tyd die affiniteit van die mistiek. Mense soos Dominee William Nicol en ander, en later aan nog ander, jy weet, die openheid vir die mistiek en die oosterse invloede en die panentheïsme. En dit alles kom in daardie tyd op. En wat gaan daarmee saam? Die bespotting van konservatiewe gelowiges is. Of dit nou Amerikaanse teoloë is, en of dit nou die Dopperkerk in Potchefstroom is, en of dit nou wie ook al is. Hulle word so half, jy weet, met 'n lag afgemaak. Hulle moet nog bykom. Ons het gearriveer. Dit sal ek onthou in baie klasse. En jy kan nie veel leer van daai mense nie. Daar so half neerhalend neergekyk op die pietiste, jy weet, en die puriteine en al daai mense, né? En ek dink ook dat 'n mens kan korreksies op hulle aanbring, maar hulle is nie gesien as een van ons nie, waar die Here sy kerk geseën het. Ek het later gelees oor die Morawiese sendeling Hans-Peter Halbeck hier in die Kaap. Absolute benchmark of mission work. Ja, holistische mission work. Ja. Mense, ons het dit verloor, né? Ja. Waarom maak jy hulle af, die Morawiërs byvoorbeeld? Hulle was diep geestelike mense. En in elk geval, maar ek kan onthou die soort van hoogwaardigheid waarmee die mense altyd meerderwaardigheid, jy weet. So, ja, maar in elk geval. En daar was 'n paar professore wat wou wal gooi, maar jy weet, die groot saak was om die eenheid onder die Afrikaners te bewaar, né? En ook dan binne die 3 kerke, want ons kinders trou met mekaar. Op 'n stadium praat ek met 'n dopperdominee in die buiteland, want ek is die nou reeds in Kanada, en ek sê, maar neem julle 'n standpunt in oor A, B en C, wat in die NG Kerk aangaan. Duidelik. Toe sê, maar Christus, jy moet tog weet, ons kinders trou met mekaar. Nou ja, dit spreek vir homself, né? So, in 'n geval, die groot ding oor die skrif, wat ons gehoor het daai tyd, wat ek nog gaan onthou, is die hele ugly ditch of Lessing, die Duitse filosoof of teoloog. Daar is hierdie kloof tussen ons en die Bybelse tyd, sodat die mens van die Bybelse tyd, ons weet nie eintlik wie dit is nie. Dis 'n mens wat maklik glo dat die dooies kan loop en die lammes kan opspring. Dis 'n mens wat eintlik maklik fabels glo. Daai tipe mens, en daar's nou 'n kloof. En ons kan nie daai kloof oorbrug nie. Daarom moet ons nie na die Bybel luister en ons eie
verhaal daarin plaas, né? En dit is en ons moet die twee horisonne van die Bybel en vandag se horison laat probeer oor mekaar val, dat ons toch net iets verstaan. Maar as jy met 'n ware kind van God praat, dan bestaan daar die dilemma glad nie. Die Bybel praat so asof dit gister is. Ja. En dis dieselfde mens met dieselfde probleme in die wêreld en in ons harte en ons eie lewens. En dis dieselfde noodroep na genade. Wat is so vreeslik anders? En dieselfde dwaashede bring jou in dieselfde ellende. En die wysheid is dieselfde. So ek weet nie waar het hulle gekom aan hierdie ugly ditch nie. Ek dink dit kom nog van die verligting, hierdie hoewaardige houding teenoor die verlede, né? Ons het gearriveer. En die ander was 'n bietjie agterlik. Hulle moet nog bykom, maar nou weet ons, dit is my interessant dat in Europa en Brittanje kom mense nou van ongeloof, ateïsme, as Brittanje Islam in die gesig staar, Sharia, dan kom hierdie mense, hulle het geen katekisasie gehad. Ja. Hulle het geen teologiese skool, hulle het skaars die Bybel een keer deurgelees. Ja. En hulle sê, alles wat goed is in Brittanje kom van Christianity. Dis reg. En daar is geen ideologie, of godsdienst, of filosofie, of kultuur, wat 'n vreedsame, flourishing society kan skep, soos Christianity nie. Absoluut. Maar hoekom besef hulle dit nou? Ja. Omdat hulle met die rug teen die muur is. Ja. En hulle is gedwing. Hulle sien wat hulle gaan verloor, die waardestelsel gaan hulle verloor. Ja, weet jy dat iemand het eenmaal gesê, wat 'n boek geskryf het, dat jy kan die hele Nuwe Testament gaan vind op die mure van Brittanje, gegraveer in rots. As jy al die verse bymekaar sit, is dit die Nuwe Testament amper 100%. En so sal ons maar nou mekaar vind in die grot waar ons gejaag is, en sal ons weer na die Bybel toe terugkom. Ons sal gedwing word om dit te doen. En die ou siklus van Deuteronomium en wat die profete van gepraat het, die voorspoed en die rykdom, voer ons weg van die Here. En dan moet ons maar in ballingskap ingaan. Dan moet ons nog maar na hom uitroep. En hy sal genadig wees. Hy is 'n genadige God. En dit is baie interessant, in die Ou Testament, as jy nou kyk hoe die Here met sy volk werk, in ballingskap en oordeel, die swaard, die pes, en die hongersnood, dan sê hy oor en oor, sodat julle sal weet, dat ek die Here God is. Ja. Sodat julle sal weet. Ja. En dit is nodig, voor daar herlewing kan kom, dat ons weer weet wie die Here God is. So, wat my opval in die hele gesprek hier in Suid-Afrika, is dat, ek dink ons wat aan die Here se woord wil vashou, laat toe dat die ander die speelveld bepaal en die taal bepaal. Ons moet nie praat van verskillende interpretasies nie, of 'n ruimer huis nie, of ja, jy weet, liberale geloof. Meer genuanceerd, hierdie kant of daardie kant, of wat alles te, jy weet. Die Bybel ken nie links of regs nie. Daar's nie links en regs. Daar's net reg in die Bybel nie. Daar's reg en weg. Reg en verkeerd. Reg en weg. Ja. As jy nie reg is nie, is jy weg. Is jy weg. En jy moet besluit. En jy moet tot bekering kom. Dis jy recht. moet jou tot die Here keer. Ja. En ek sien dit op baie maniere. Ons moet die woord, die taalgebruik van die Bybel gebruik. Dit is die apostoliese tradisie waarop die kerk gebou is. Jesus en die apostels. Ja. En wie daarvan afwyk, Ja. is besig met kettery en skuurmakery. Absoluut. Vergeet al die mooi taal, die eufemisme. Ja. En wanneer jy het geen reg Ja. om te innoveer nie. Ja. Ja. As jy wil innoveer, stig 'n ander godsdiens.
en sê dit, maar jy het nie die reg om die terme en die taal van die Nuwe Testament te vat en dit te vul met nuwe inhoude nie. Alles te herinterpreteer, anders te interpreteer. Dit is nie om na die stem van die Here te luister nie. Ek praat baie hier waar ek rondgaan. Ons het nie na die stem van die Here geluister nie. Ons het dagstukkies gelees. Dagstukkies is nie die stem van die Here nie. Ek wil amper sê dagstukkies is nie in die Bybel nie, wat iemand se idees. Ja, en dit is baie, is dit maar soetsappige en dikwels oppervlakkige en mooi miskien anekdotiese verhaaltjies. Ja. Wat is die stem van die Here? Ja. Dit is om hierdie boeke in die Bybel, Jeremia, Filippense, Markus, Amos, Hebreërs, om dit te lees en te lees en te lees. En te sodat daai boodskap deel word van jou. Sodat jy kan praat met iemand in 'n koffiewinkel sonder 'n Bybel en hom deur Hebreërs vat. En as iemand 'n krisis het, kan jy vir hom vertel uit Filippense of jy kan hom deur die evangelie vat. Nee. Maar waarmee was ons besig? Ons het nie die stem. Die Here het gesê, 1 keer in 7 jaar met my hele volk bymekaar kom, vader, moeder, kinders, almal in 'n hele dag moet die Torah gelees word. Hulle het nie 3 versies en dan het iemand daaroor iets te sê nie. En dan alleen kan ons die prediking beoordeel. Want dit is 'n predikant se taak om die skrif uit te lê en te verklaar en toe te pas. So ja, dit is die groot krisis. Ons moet terugkom na die woord van die Here en na die evangelie van Christus. Ek wil dit ook noem. Ek vind dit in die gereformeerde wêreld veral, want ek was in die NG Kerk en toe was ek in 'n klein Nederlandse kerk in Suid-Afrika, die Vrygemeerde Kerk, toe ek in die URC in Kanada. United Reformed Churches, so in die laaste 2 kerkverbande wil baie bewus behoudend en konfessioneel wees. Nou is ek in die PCA. Maar een ding het my opgeval in die gereformeerde wêreld, ook in Nederland toe ons daar gewoon het, dat ons mense se kennis van die skrif is tweederangs. Hulle min lidmate is werklik met die skrif besig. Hulle is altyd met die Bybel besig via dogma. Ook as hulle 'n saak verdedig, dan gryp hulle eers na belydenisskrifte. Daar's legio voorbeelde. Met ander woorde, jy benader die Bybel deur jou gunsteling dogma. Daai dogma word bepaal deur jou kerkfamilie, jou gunsteling dominee, so 'n bietjie van die belydenisskrifte, 'n mengelmoes van dit, en dit bepaal jou lees van die skrif. En die dele van die skrif wat nie daarbey inval nie, dit word maar so 'n bietjie uitgedoof. Daar spring jy oor. En ander dele, as jy daarby kom, dan sê maar ek weet wat dit beteken, want my tradisie sê dit is wat dit beteken. En dan pas ons gedwonge eksegese toe. Dis algemeen in die behoudende gereformeerde wêreld, gedwonge eksegese. Hierdie ding pas nou nie mooi in ons verstaan van die regverdiging deur die geloof nie. So ons moet ons so 'n bietjie laat buikspreek, né? Ek het eendag gesit in 'n klasvergadering in Kanada en die jong student moes 'n preek maak oor die einde van die bergpreek, die huis gebou op rots en op sand. En hy het dit pragtig uitgelê, eksegeties. En toe kom hy by die deel wat sê, en elkeen wat my woorde hoor en dit doen, is 'n man wat sy huis op rots plaas, en elkeen wat dit hoor en nie doen nie, is soos iemand wat sy huis op sand bou. En jy kan sien, die student is in 'n dilemma. En dit klink soos werke. En hy werk homself uit daai dilemma uit om te sê, nee, eintlik sê die teks, elkeen wat in Jesus glo. En sy preek word gekritiseer, maar niemand sê iets daarop nie. En ek moet sê vir die broeders, dis baie ernstig. Dis nie wat die teks sê nie. En you gloss over it. Wat wys dit?
Hierdie dilemma van die student wys 'n geweldige leemte in ons gereformeerde vorming en miskien die opleiding. Want as jy nie daai leemte gehad het nie, sou jy daai teks nie so uitgelê het nie. Die Here se kinders wat van bo gebore is, het die Heilige Gees ontvang. En die teken van die Heilige Gees se inwoning is gehoorsaamheid. Absoluut, absoluut. En as jy nie veel dink van om hierdie preek van Jesus te gehoorsaam nie, die bergpreek wat in die vroeë kerk eerste was. Ja. Eerste, ons het dit hier agter gesit, die bergpreek. Ja. Die baie predikers skram weg van die woord gehoorsaamheid. Ja. Want jy weet, hulle wil dit nie hoor nie, jy moet maar vry wees en onder genade. Ja. Maar genade en gehoorsaamheid gaan hand aan hand daarso. So jy kan nie wegkom van gehoorsaamheid. Dit is 'n kernpunt daar van die hele evangelie boodskap. Ja, ons het heeltemal weggehardloop met sekere idees van die reformatie. Ek glo in die regverdiging deur die geloof, my hele hart. Ja. As 'n sondaar na my toe sou kom en absoluut gebroken is oor dat hy nou net aangevang het, dan sal ek hom wys op Jesus. Ja. Nie, jy moet nou eers vir 'n jaar gaan mooi leef nie. Nee. Maar wat het ons gaan doen? Enige iets wat in die evangeliese verstaan van die skrif blote gehoorsaamheid is, het ons gaan 'n vraagteken sit, maar is dit nie werke nie? Is dit nie wetties nie? Ja. Jy sien, maar daar's 'n verskil tussen wettiesheid en wetsgehoorsaam. Ja. As jy wetsgehoorsaam sê, maar jy's wetties, maar wetties is as jy dink jou werke gaan in die hemel aanbring. Nee, dis nonsens. Die Bybel reflekteer nie 'n enkele keer negatief oor dinge soos liefde, gehoorsaamheid, geloof, vrymoedigheid, generosity. We are called to it. Ja. Die Bybel sê nêrens, pas op jong, jy moet nou pas op. Ja. Jy gaan dalk nou in werke betrokke raak. Waar kom dit vandaan? En dit is voluit in die kerk gewees. Moenie te sleg voel nie, is Jesus, né? Ja. En nee, die Heilige Gees herskep Christus in ons, die nuwe mens. Ja. Ons lewe is nou met Christus verborge in God, en ons wil so lewe, en as ons daarin tekort skiet, dan treur ons. Absoluut. En dan sê ons, jammer Here, ek leef nou nie soos daai mens wat u nuut maak nie, moet lewe nie, né? So in elk geval, die leemtes, was daar, maar in elk geval, so, dit was nou maar die kwessie daai jare, en lang storie kort, ons het toe ontmoeting met die dosente gehad. Ek het nou 'n bietjie weggedwaal, maar kom terug in 1988. En dit was vir die dosente ook baie moeilik, hoor. Hier is nou 'n klompie studente, 12 of meer, wat eintlik wil sê, maar wat leer julle vir ons? Vraag. En dit hou jy by die skrif, word tot die spits gedryf, ons het 'n vergadering, en ek weet dit was vir hulle baie swaar, en dit was nie vir ons maklik ook nie. En ons is uiteindelik gelegitimeer, en ek is in die bediening en later sit ek op die Wes-Transvaal Synode. En daar's 'n verslag oor die teologiese fakulteit, die standaard, en dan aan die einde daarvan moet almal stem dat dit goed gaan. Ons kan nou weer vir 4 jaar die fakulteit befonds. En nou sit jy weer daar met jou gewete. Wat doen jy nou? Gaan jy maar net saam met die stroom, maak asof niks verkeerd is nie, en dan sê ek, jammer, meneer die voorsitter, ek kan nie hierdie mosie ondersteun nie. Ek wil nie 'n held wees of 'n Martin Luther nie. Ek het net vir die Here geleef met 'n skoon gewete. En dan word jy uitgedaag. Nou moet jy dit op skrif gaan stel. Nou ja, toe moes ek dit doen, en dit het my 9 maande gevat. Baie stresvolle tyd. En
as ek vandag na daardie dokument kyk, weet, soms vra mense van my, waar is daai dokument? Ek kyk daarna terug met pyn. Ek het dit nie ergens in 'n museumkas nie. Maar ek kan vir jou wel sê dat 90% van wat ek daar gesê sal ek vandag weer sê. Was 'n paar dinge wat ek dink was nou nie so belangrik nie. Maar dit is afgemaak as niks. Die kommissies van die Wes-Transvaalse Noorde en sovoorts en die professor, nee, daar's niks in nie, daar's niks van waar nie. Heiberg is die klits kwyt. En so het 'n mens maar 'n persona non grata geword. En dit is 'n ander ding wat ek op wil wys. Ek wens ek het in my vroeë jare as 'n Christen het mense my meer gewys en ek moes dit ook meer gesien het. Waar Jesus sê, verloon jouself, neem jou kruis op en volg my. Kruisdra is die eerste boksie wat ons moet merk as ons Jesus volg. Dit is ook iets wat maar heeltemal verwaarloos is. So, om swaar te kry vir die Here en vir sy evangelie is deel. Dit is genadiglik aan ons gegee om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. Want nou is ek 'n jong mens en, jy weet, wat gaan aan? Vir die eerste keer beleef ek angs. Nogal op my verjaarsdag, 13 Junie in die nag. My naam is in die koerante. Maar ek het nie heeltemal 'n Nuwe Testamentiese perspektief gehad nie. Dat lyding is deel van disipel wees. En dan is dit nie siekte wat jy het, kroniese siekte of 'n moeilike kind nie. Dit is lyding omdat jy Jesus volg. Nee. En natuurlik sê ons nie wel alles was volmaak of ons het nie ook maar dom dinge gedoen en gesê nie. Maar anyway, so het ek toe daai dokument opgestel en was dit toe weer in die pers gewees en mettertyd het ons maar net ontuis gevoel en toe in 1994 is ons weg uit die NG Kerk, maar ek is tot vandag lief vir die NG Kerk en ek is trots op wat die NG Kerk in Afrika gedoen het, deur God se genade. Baie selling. Ja, diep in die kontinent. En as ek hier rondry en ek sien hierdie pragtige kerke hier in die Kaap, dan is my hart seer. My hart is seer van wat het gebeur met hierdie kerk. En mense kan dit nou nie wegpraat asof dit nie bestaan nie. Die Here sien dit vanuit die hemel. Maar ja, en dan op 'n stadium gaan ek Nederland toe en ek studeer daar by die skool, die logiese skool van die gereformeerde kerke in Kampen. En dan kom professor Jochum Douma in by die oggend devotions. En dan sê hy, het jy gehoor? Wat gehoor? Professor Heinz is geskiet. Ai, sjoe. Ja. Skokkend. En dis 'n groot skok dan. Ja. Eintlik het in daai dae 'n hele paar dosente tragies gesterf. Ai. En maar in elk geval, dis die verhaal en in 2000 is ons toe beroep na Kanada, na die United Reformed Church of Sheffield, en daar was ek vir 16 jaar predikant, en nou is ons in die Presbyterian Church of America. En ek dank die Here vir sy genade, en vir my vrou en my ouers wat so loyaal was oor al die jare. Nee. Ja. Nou hier in ons land kon jy baie duidelik sien met die doeleringsbeweging van die behoudenis en die liberales, hoe daar herposisioneer word in die kerk. Wat gebeur daar in Europa? Wat gebeur in Kanada? Is daar ook hierdie strominge van behoudenis en die liberales, dat hulle ook hulle apart herposisioneer daar, of wat gebeur daar? Ja, reg oor die wêreld was daar maar die verval in Nederland, in die Britse eilande, in Duitsland, in Noord-Amerika. Die wegbeweeg van die skrif. En ek weet nie of mense nie oë het nie, al daai kerke sterf.
Ja. Okay. Hoe meer liberaal, hoe meer agteruitgang, hoe meer sterf hulle. Miskien is dit 'n death wish wat ons het as 'n westerse beskawing. Ons wil sterf. Dit lyk vir my so. Soos iemand sê, dis die eerste keer in die geskiedenis. Nou daar seker groot historiese in Suid-Afrika, maar daar was nog nooit 'n geval in die geskiedenis waar een beskawing aan 'n ander sê wat vyhandig teenoor dit is. Kom in. Kom in groot getalle. Dit wys jou dat iets is nie lekker hierbo nie. Ja. Iets het fout gegaan. Ja. Dit is 'n patologiese toestand. Ja. En so die kerke het verval en maar daar het oral ook vernuwing gekom, reformatie. Nuwe kerkverbande het bestaan of ander het bestaan binne die liberale kerkverbande, né? In Noord-Amerika, die URC waarna ek was, die United Reformed Churches, is 'n voorbeeld daarvan, 'n pragtige kerkverband. Ek preek elke nou en dan op hulle kansels. Die Free Reformed Churches, ook in Noord-Amerika. Hulle kom uit die vorige eeu in Nederland. En sovoorts. Die Canadian Reformed Churches waar ons is, baie mooi kerkverbande. Die PCA, die Presbyterian Church of America, kom ook uit het stadium toe die groter Presbyteriaanse verbande liberaal geraak het, hier in die 70er jare. En dis 'n behoudende, baie groot kerkverband, oor die 400,000 lidmate en dit groei sterk. Timothy Keller was aan ons kerkverband, hy is oorlede nou. Maar ek wil net een ding noem, en ek wil dit graag vir my liewe NG broeders noem. Die dinge wat ek hoor oor die NG Kerk, oorskry alle grense. Ek sien dit nie, waar ek woon, onder die liberales nie. Om te sê, jy weet, om mense te kondisioneer voor 'n synode, om hulle standpunt te verander, oor byvoorbeeld homoseksualiteit, dis verregaande. En, jy weet, ek het nou nie die feite nagegaan nie. Moslems op jou kansel te laat preek, vir hulle die nagmaal te gee. Ja. Dis nie eers vir ongelowiges nie. Islam sê dit prontuit. Ons haat die kruis. Ja. En die moslim eskatologie word die kruis vernietig. Dit gebeur nie waar ek vandaan kom nie. Dit is verraad. Ja. En om dan te sê, soos ek hoor in hierdie boekie Ongekaart en wat daarom, jou roeping is om jou seksuele identiteit te vind en dan 'n partner te vind en dan moet jy uit die kas kom, jy moet soos Jona uit die vis en Jesus uit die graf kom. Ja. Dit is verregaande verby. Ons dink seker ons is baie smart hierso. Ons lasterlik eintlik. Ja. Weet jy wat het ons gedoen? In die Bybel, in die Nuwe Testament, is die roeping tot disippelskap om op te offer. Ja. Om nee te sê. Ja. Vir jou eie begeertes op baie plekke. Ja. Soos Jordan Peterson ergens sê. Ja. Die beginsel van die lewe is jy offer nou op vir iets in die toekoms. Ja. Ek trou met 'n mooi meisie en ek sê nee vir al die ander. Ja. Om 'n stabiele huwelik te hê. Dis reg. Moet ek nee sê vir die ander? Dis reg. Ja. As ek iets wil bereik in die lewe, in besigheid, in sport, dan moet ek opoffer. Ja. I have to say no to myself. Get up early. Ja. Hier probeer hulle 'n Christendom ontwerp waar jy hardloop agter jou eie wil en giere en begeertes aan. Maar daar's geen begrip van sonde, reg of verkeerd, sonde. Die Here is maar net met ons. Liefde is liefde. Hulle het die evangelie nie verander nie, hulle het hom so omgedop. Ja. Nou moet jy mooi gaan dink. Hoe het die evangelie by ons gekom? Hoe het dit by ons voorvaders kom in Nederland, in Duitsland?
Dit was monnike, en ek sê nou nie die monnike en ideaal moet ons gaan nastreef nie, maar dit kan ons van daai monnike sê. Hulle het hulle self verloon. Ja. Hulle het gekom daar van Iona, Ja. en die Ure het gegaan na Skotland, en van Skotland na Engeland, en van Engeland na Nederland en Duitsland. Ja. Hulle het nie gesê vir hulle self, hulle het gevaar binne gegaan, om vir ons die evangelie te bring. Ja. En ons sê, ek gaan my eie begeertes volg. Geen opoffering nie, ek mag nes ek wil ek hoef nie nee te sê, vir niks nie. Ja. Waarmee is ons besig? Ja. En dan wil ons sê, dis van die Here. Ja. Ons het ons begrip van die evangelie verloor. Ons het 'n wanopvatting van die ware evangelie. Wel, die mense ken verseker nie die Here nie. Ja. Hulle het nie die roepstem van Jesus gehoor nie. Ja. Nee. Ja. En jy weet, as Jesus met sy disippels oor die huwelik praat, en hulle sê, joe, dis kwaai. Jy kan nie maar net sommer skei en weer gaan trou soos jy lus het nie. Ja. Dan sê die Here mos, van party moet hulle self verloon terwille van die koninkryk. Ja. En ek het baie sulke mense, die kerkgeskiedenis is vol daarvan. Ja. Die seën wat God gebring het, deur mense wat nooit getrou het nie, maar wat hy gebruik het. Ja. So, is tragies. Ek kan maar net sê, dis tragies. Ja. En dat dit alles so goed gepraat word, en verdoesel word. Maar nou moet ons ook weet, as ons nie bekeer nie, sal dit die oordeel van God oor ons bring. Absoluut. Absoluut. En dit is klaar op ons. Ja. Dan wil ek net ten slotte vir die kykers daarop wys, en Dominee Heiberg het daarna verwys in sy bespreking hier, die verslag wat hy geskryf het. En dit het gebeur tydens 1992 by die Wes-Transvaalse Synode, waar daar 'n mosie van vertroue was in die dosente by die Pretoria Universiteit. En Dominee Christo hier was toe nie heeltemal gelukkig daarmee, toe hy 'n verantwoording van besware opgestel teen die leer van sommige dosente by UP. Nou daardie verslag het ons, as jy dit wil kry, kan ons dit vir u per WhatsApp of per e-pos aanstuur. Kontak net vir my, dan stuur ons dit direk vir u. Ja, Dominee Heiberg, jy het ons regtig nou 'n hele paar idees gegee om oor te dink, om terug te keer na die hart van die evangelie. En as party van die boeke wat hier geskryf was toe jy oor see was, al wys, die hart van die evangelie word uitgeruk deur die dwaalleer. Soos ek so dankbaar vir die perspektiewe wat jy ons op gewys en jy uitgelig het. Mag die Here jou seën, ek wens jou seën met jou bediening. Dankie. En ek is so dankbaar jy kom elke jaar hierheen, jy mag elke jaar kom maak 'n opname hierso. Moenie vergeet om te kyk na sy opvolgopname nie, waar hy praat oor hierdie boek, Fatal Invitation, die rol van Islam en hoe ons Islam kan benader en wat Islam eintlik is. Jy het daarop so aangeraak, baie kortliks, maar ons sien uit na 'n diepte bespreking. Baie dankie. Nogmaals baie dankie, mag die Here jou seën. Dankie.